Die laaste lied wat ons gesing het, toe sing ons op 'n stadium, U is die lig, en toe weer, U is die woord. Dit is 'n belydenis, en dit is wat ons sê, maar Here, U is die lig vir ons lewe. U woord staan vas. En in 'n die mekaar wêreld waar daar veel stemme is in YouTube en TikTok en al die goed wat 'n klomp boodskappe verkondig, bly U woord die middelpunt. Dis wat ons in die gereformeerde kerke, maar die sisterskerke, die gereformeerde teologie, is een van ons pilare, sola scriptura, alleen die skrif, alleen God, alleen genade, alleen geloof. Wat het jy vanoggend kom kry hierso? Wat wil jy kom gee vanoggend hierso? Here Jesus, dankie dat ons 'n geestelike familie is. Here, van hierdie kleintjies wat rondhardloop en besige bytjies is, tot matrieks wat nou moet eindeksamen skryf en teen een hierdie gemeenskap gaan verlaat volgende jaar. Tot die ooms en die tannies met hulle wysheid en ervaring. Te midde van hulle wat siek is en seer kry en swaar het en sukkel met verhoudinge. Dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie dat U die lewende God is wat gekom het om ons die lewe te gee in oorvloed. Praat met ons, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Stel jou voor, een oggend vroeg moet jy werk toe ry. En toe jy by die voordeur kom, besef jy het ingebreek by jou voordeur. Die deur staan waawyd oop, die vensters is stikkend. Maar jou vrou en kinders lê nog in slaap en jy moet dringend by die werk kom. En jy sien die straat is besig, daar's baie mense. En skielik is hierdie ding op jou hart, wat jy besef, my mense is hier binne. Ek kan hulle nie los nie. Dis onveilig. Net so daai reaksie wat jy jou baas bel en sê, "Ekskuus, ek moet eers hier 'n aandag gee." En is dit nie dalk wat Nehemia gedoen het in die Ou Testament tyd, toe hy daar in ballingskap was en hy het daar by die koning gewerk in ballingskap, en toe kom sy mense en sê vir hom, dit gaan swaar met ons mense, die ouens wat teruggekeer het na die ballingskap. En op daai oomblik toe hom te kom praat het, toe het Nehemia hierdie drukking op sy hart gehad. Maar die vraag is, vir ons in 2025, wat maak ons met die gebreekte vensters in ons gemeenskap, wat die Here vir ons wys? Wat maak ons met hy gesin oor kan die straat, wat jy weet, finansiëel sukkel? Wat maak jy by hy ou met die karparkering, wat naand is? Stap jy net aan? Of stop jy? En is die drukking so swaar op jou hart, dat jy nie kan net aanbeweeg nie, maar jy het nodig om te draai, as gevolg van die waarheid van die nagmaaltafel, om aan daardie ding aandag te gee. Kom ons gaan kyk, wat kan ons by Nehemia leer? Want vanoggend wil ek bietjie gesels oor van pyn na doen. Hierdie pyn wat jy in jou hart beleef, oor die ding wat op jou druk, om iets daar te gaan aan doen. Kom ons lees van Nehemia 1, die eerste 4 verse. Nou, net vir 'n bietjie van konteks. Nou, hier in 930 voor Christus, toe die ryk in 2 verdeel, Noordryk boontoe, die 2 stamme ondertoe,
In 721 is die noodryk in ballingskap die Assiriërs weggevoer. Hulle het net weggeraak in die geskiedenis van die samelewing. En die Suidryk is hier by, ek dink 536 voor Christus, is hulle weggevoer. En toe so 40 jaar later, toe hulle Persië was, want hulle was in Babylonië, toe die ouens so stuk kon hulle weer teruggaan na Juda toe, om Jerusalem te herbou. En Nehemia was die koning se amper regterhand, hy het 'n hoë pos gehad, het 'n lekker lewe gehad. Maar kom ons luister na die verhaal van Nehemia. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja. Ek is baie dankbaar, ek het nie in die Ou Testament geleef nie. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Dis nou Nehemia wat hier skryf. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem. En hulle het my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van hierdie woorde het ek gaan sit en gehuil en daarlang getreur. Ek het gevas en tot God van die hemel gebid. Nehemia voel die pyn. Hy sien 'n nood raak, hy hoor van 'n nood en dit raak sy hart aan. Die nuus in Jerusalem van sy voorvaders, dis sy mense, en sy hart krimp in een, en hy besef, hierdie goed kan nie so aangaan nie. Hierdie las wat hy ervaar, besef hy, gaan nie net weggaan nie. Want vir dae lank het hy gewroeg met hierdie ding. En intussen moet hy hier nie heidene nasies in die Babyloniese koningshuis, moet hy diens lewer. Maar sy hart lê by sy mense wat swaar kry. Wat maak hy? Hierdie pyn wat nie wil weggaan nie, hierdie bewustheid van hierdie nood wat aangespreek moet word. Want sien, die ding is, dat daardie ding wat so op jou hart druk, gaan nooit weggaan nie. Jou lewe gaan onvervuld wees, indien daardie nood wat op jou hart is, nie aangespreek word nie. Dis soos 'n klomp skare mense wat kyk hoe huis afbrand, en ek hoor hier in die vlaktes was nou weer 'n brand oor die naweek. Wat doen ons, die meeste mense, of daar's 'n bekleierery by die skool, ons neem gou 'n videoetjie, tot iemand inspring en hy sien die nood raak van daai brandende huis, van iemand wat gered moet word. Want die pyn en hierdie bewustheid van hierdie nood moet aangespreek word. Wat is daardie pyn en daardie las en daardie drukking wat op jou hart is? Watter ding kom keer op keer terug na jou toe? En jy stewee meer, jy praat met mense, sê maar, ons moet hierdie behoeftes aanspreek. Wat 'n deel van die gemeenskap hier in Hylstroom trek jou hart aan? Of daardie persoon wat jy weet nog nie die Here ken nie, maar jy het nog nie die guts om te stap en te sê, kom ek praat met jou oor Jesus nie. Kan ek jou voorstel aan die wonderlike Jesus nie? Van daardie, kom ons noem dit maar amper heilige pyn wat jy in jou hart beleef, mag dalk God se roeping wees vir jou.
Want dit wat jou hart breek, mag dalk die roepingsterrein wees, waar God wil hê, jy moet 'n verskil maak. Want dit is nie op my hart nie, dit is op jou hart. En wat op my hart is nie op jou hart nie. Wat is daardie pyn? Daardie druk in jou hart, wat nie wil weggaan nie. Maar kom ons gaan lees verder. Wat het in Nehemia se verhaal gebeur? Nehemia het gesê, ag Here God van die hemel, groot en onsagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot u bid. Hoor julle, Nehemia se stoei met die Here. Ek bid vir die dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teenoor u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan die dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak. Al is julle die hele aarde oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk vir wie u met 'n groot mag en krag gered het. Ag Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie u dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man, dis die koning, my sympathiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. En hierdie pyn wat Nehemia beleef het tot nou toe, gaan oor dat hy 'n prentjie begin sien. Hy sien daar's die nood en ek sien 'n prentjie hoe hierdie nood aangespreek kan word. En sy emosionele reaksie op wat sy mense vir hom kom sê het hom tot God gewend. En hy bid tot God intens en hy sê vir God, eers het hy vir God gesê, Here, U is groot. U is meer as wat ek kan dink. En toe bely hy en sy volk se sonde. Here, ons is was verkeerd. Ons vat verantwoordelikheid vir dit wat ons verkeerd gedoen het. Maar hy herinner ook die Here aan sy beloftes. Here, U het gesê, as ons aan U getrou is, en dan vra hy, Here, geef my guns by die koning. Want hy besef, hy moet teruggaan na Jerusalem toe, om die mure van die tempel, van die stad te gaan herbou. Here, geef my guns. So wat gebeur hier? Nehemia beweeg van gevoel van pyn en rou en hartseer na geloof. Hy sien nie meer ruïnes en pyn raak en moeilikheid nie. Maar sy gebed verander na roeping. Nehemia begin raak sien, herstel en oplossings. Ek kan 'n verskil maak. Want dis wat op sy hart lê. Dis wat God vir hom op sy hart geplaas het. En hy besef, hy is die een wat met hand opsteek en sê, Here, ek het nodig om te gaan. Hy sien homself as deel van die oplossing van daardie probleem. Daardie ding wat op sy hart gelê het. In 1963 was daar ook so 'n man, Martin Luther King Jr.
Ons almal ken dit. Wat hy vir die nasie gesê het, I have a dream. Hy het 'n droom gehad dat die mensdom weer sal leef volgens menslike menswaardigheidsbeginsels. Hy het 'n prentjie gesien, I have a dream. Maar dit het swaar op sy hart gelê. Wat kan hy doen? Het jy al 'n prentjie in jou hart, in jou kop? Het jy al 'n fokus van hoe mens daardie ding kan regmaak en kan aanspreek? Of verwag jy dat die dominee in die kerkraad moet al hierdie werkies doen, want dis hoekom ons nou taakspanne is. Moet ons dalk ophou praat met mense oor die nood wat ek beleef in my leefwêreld, in my konteks. Maar eerder 'n oplossing kan begin raak sien vir wat ek kan doen. Om die groter prentjie raak te sien, sê Here, maar as gevolg van die nagmaaltafel en die leekruis, weet ek moet iewers te inslot in die groter prentjie. En ek moet my hand opsteek en sê, Here, ek sal. Dalk het jy nodig om te bid en sê, Here, hier's 'n ding in my hart. Ek weet ek moet iets daaraan doen, ek weet nie hoe nie. Heilige Gees, asseblief wys vir my. Want die ding wil nie weggaan van my af nie. En elke keer as jy met dit gekonfronteer word, dan brand dit weer in jou hart. God wil iets nuuts doen in jou konteks. Hy wil elkeen van ons gebruik om daai prentjie te begin raak sien as gevolg van dit wat hier kom. Want daai heilige pyn wat in jou hart lê, kom nie van die duiwel af nie. Kom 10-1 van God af. En God wil hê jy moet 'n verskil gaan maak en jy moet iets daaraan gaan doen. Maar dan gaan Nehemia se verhaal verder. Hy het hierdie pyn, hierdie gevoel gehad. Hy het 'n prentjie gesien. Kom ons kyk wat gebeur volgende. Nehemia 2 vers 1 tot 5. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit vir hom optel en hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nee, hartseer dan? Ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek nie kan bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, in pyn lê en sy poorte nie verbrand en poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy vir my wil vra? En Nehemia antwoord, ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel, en toe het die koning gesê, as die koning dit goed vind, as die dienaar op die goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Nehemia het nie die pyn gevoel nie. Hy het nie die prentjie gesien nie. Maar Nehemia het iets gaan doen. En vanaf sy mense met hom kom praat, uit 4 maande later, staan hy voor die koning. Die koning sien, hy is nie gelukkig nie, wat kan ek doen? En Nehemia besef, hierdie prentjie wat in sy kop het, van dat hy moet teruggaan na Jerusalem toe, en gaan red, en gaan help, en gaan leiding neem, is nou die tyd, om het vir die koning te sê. Nehemia se planne was nie in alles in plek nie. Hy het nie al die materialistiese goed nodig gehad, wat hy nodig gehad het,
om te gaan herbou nie. Hy het nie geweet presies hoe hy dit gaan doen nie. Maar hy was getrou aan hierdie ding wat op sy hart was. Hy is nog gehoorsaam. Hy het iets gaan doen. Wat is dit wat op sy hart lê? En hy het besef, hy moet iets daaraan gaan doen. Nie die buurman of die buurvrou of daai oom en tannie wat so mooi kan bid nie. Hy moet dit gaan doen. In 1902 in Suid-Afrika was daar ook 'n man wat gedoen het. Dominee Abraham Kriel, na die Anglo-Boereoorlog het hy gesien hoe swaar kinders kry en op die strate leef in haglike omstandighede. En hy het hierdie pyn in sy hart gehad om hierdie kinders te help. Hy het opgestaan uit sy gemakstoel. En een van die nagevolge van Dominee Abraham Kriel se opstaan is die kinderhuisie in ons dorp. Wat hy passie het om vir mense te help, om kinders te help. Geloof en kunskap van God bly nie net by emosies en 'n prentjie en 'n visie en 'n roeping nie, maar dit lei tot gehoorsaamheid en aksie. God gebruik mense wat bereid is om op te staan. God soek nie perfekte mense nie. God soek nie, jy moet alles weet nie, en die plan moet klaar uitgelê wees vooruit nie. God soek net gewillige harte. 'n Hart wat getrou is aan hierdie ding wat in jou binnekant broei, wat nie wil weggaan nie. Jy hoef nie 'n hele plan te hê nie. Begin net met die eerste stap. Vertrou God, soos Nehemia God vertrou het vir guns by die koning. Vertrou God vir guns, dat jy sal deure oopmaak. En later in die verhaal van Nehemia, toe daar kom, toe was daar baie ons wat teen hom gegaan het, dit nie wou toelaat dat die tempel, die mure van Jerusalem moes herbou nie. Dit gaan nie altyd maklik nie. Maar vertrou God. Dat daardie ding wat hier in jou hart leef, en die prentjie wat jy begin sien, vertrou God, dat hy jou ook die guts sal gee en die vermoë om dit te kan doen. Nobody cares how much you know, until they know how much you care. Want die gemeenskap het nodig om Jesus se liefde te ervaar by gelowiges. Hoe lank gaan jy nog praat oor hierdie ding en hierdie droom wat jy het? Wanneer gaan jy begin doen? Ek wonder, hoe gaan hierdie gemeente wees? Hoe gaan hierdie gemeente nog verder groei van waar ons vandaan kom? As nie die helfte van die gemeente hande opsteek. Sê Here, hierdie ding in my hart, ek kan nie meer stil bly nie. Ek moet iets gaan doen. Dink jy hoeveel verhoudinge kan gered word op grond van iemand wat uitreik en sê, kan ek julle help? Kan ek julle ondersteun? Kom praat met my. Dink jy, hoe gaan dit wemel van klomp kinders hier buite? Omdat hierdie gemeente 'n verskil in die gemeenskap gemaak het. Daai persoon wat saam met jou werk, wat jy hoor, baie fyn optel, hoe hulle sukkel met finansies, of wat ook al die situasie is. Dink dit was 'n impak, kan dit in ons gemeente hê. Mag ek vir jou
persoonlike vraag vra? Wat gaan jy doen? Wat het jy vanoggend, is die Here besig om jou hart weet ek om stir? Sê Dani, daai ding wat jy gaan doen. Hou op praat, hou op bang wees, hou op dink wat gaan mense van jou dink. Gaan doen dit net. Wat hoor jy vanoggend? Wat is maklik om Sondag na Sondag te kom en ek sit in my gemakstoel en my ruggie word mooi warm gekrap. Sodra ek so 'n bietjie gekonfronteer word, as ek nou vies vir die dominee en ek gaan na 'n ander gemeente toe of ek skryf 'n brief vir die kerkraad en allerlei goeders. Dis maklik om vinger te wys. Ons wêreld is vol daarvan. Maar miskien moet jy vanoggend staan vir die spieël, jou lewensspieël. En die Here vir jou vra, maar my kind, wat doen jy? Hoekom het jy nog nie daai ding wat so swaar op jou hart druk begin doen nie? Ons is altyd so bang wat gaan ander mense dink. Ons is so bang ek maak 'n fout. Maar liefde oorheers alles. As jy jou meer verloor het by die werk en die volgende dag gaan jy terug. Jy is regtig jammer en met liefde sê jy, ek is so verskriklik jammer oor wat ek gister gesê het. Gaan dit 'n baie groter impak hê as jy dit met liefde doen. Van pyn na doen. Dis wat met Nehemia se lewe gebeur het. Maar wat gaan jy doen? Want die gemeente, ons verval so maklik in 'n groef. Ons verval so maklik in, dis hoe ons dit al die jare gedoen het, die wêreld het die kerk nodig. En jy hoef nie op 'n sendingreis te gaan en vir 3 maande in Afrika op te vaar nie. Maar hier nou, dat God jou wil gebruik, hier waar jy nou is. Want daar raak iets, daardie ding wat so op jou hart brand, het die Here vir jou gegee, nie vir iemand anderste nie. Wat gaan jy daarmee maak? Amen. Ek wil graag 'n geleentheid gee om so in rustigheid met die Here te praat. Wat gaan jy doen as jy uitstap vanoggend? Kom ons praat elkeen met die Here.